Hallo, hallo. Wacht even eens op paar mense om op te kom. Baie welkom julle. Sê vir ons van waar af kyk jy? As jy kyk van ergens af, of as jy kyk van jou huis af. Kom miskien nog 'n geleentheid vir 'n paar mense om op te kom. Deel sommer, wat het jy vandag gedoen? Dis dag 2 van Rian, Stasia, hallo julle. Andrei, wat gaan goed? Sê vir ons, wat het julle vandag gedoen? Dag 2, is dag 2 van jou van jou amper sê encampment, van jou tronk. So, wat het julle vandag gedoen? Shirley, Paul, hoop het gaan goed julle. Sê vir ons, wat het julle vandag gedoen? Het julle kan obviously nie meer die huis skoon gemaak en jy het gister die huis redelijk netjies skoon gemaak en jy het soveel tyd gehad. So, wat het julle, Bernadine, het gaan goed? Donay, ja julle, ek hoop het gaan, obviously ons almal het iets wat ons moet doen in die tyd om onsself besig te hou. So ons het 'n paar goeie, of eintlik 'n paar lekker aankondigings wat ons vanaand wil maak. En julle gaan die eerste mense wees wat daarvan hoor, van Boksburg Arena. Ek hoop het gaan goed daar in Boksburg. Ek weet nie of julle enigstens haal gekry het gister soos ons nie. Ons het 'n redelike ernstige haalstorms gehad hierso. Prys die Here, daar het nie veel skade gedoen behalwe aan ons plante en dit, maar dit maak seker nie soos aan Bianca, dit gaan goed ook hierdie kant. So, sê vir ons wat julle gedoen het vandag, net so terwyl ons wag vir almal om in te kom, almal om reg te maak. So, vertel vir ons, wat het julle gedoen vandag? Het julle verder in die huis skoon gemaak, paar movies gekyk, paar dit is nog lekker geleentheid om saam met jou man, of saam met jou vrou, of saam met jou kinders tyd te spandeer. Ek weet nie of ons almal dit doen nie, maar dit is nou 'n goeie geleentheid om dit te kan doen. So vertel vir ons, wat het julle gedoen? Nee, wil julle, het julle, wel, ek gaan maar vir my sê wat ons gedoen het. Ons het so min as moontlik gedoen. Ons het gister 'n redelike ernstige sessie huis skoon gemaak, alhoewel nie ek en my vrou gaan 10 sê, ek het eintlik nie veel gedoen nie, maar ek het hulle aangemoedig, baie ernstig aangemoedig, so, nee, dis goed, so, so terwyl ons wag vir almal om in te kom, ek het gesê, ons het 'n paar dalk reg gemaak, well done, Monique, julle baie welkom. So, die gedagte wat ons wil deel, ons het 'n paar baie exciting dinge wat ons wil gedraai sprinkling nog steeds. Foto's, jy sien, dis plek om nuwe dinge te leer. Salome, baie welkom. Ja, dis nuwe dinge om movie, puzzle gebou, dis great. Ek het gesoek vir puzzles, maar yes, die dorp is leeg. So, ek probeer ook vir die gesin so 'n bietjie meer tyd saam mekaar te spandeer. Ons het nou soveel tyd, so ons kan net sowel dit produktief gebruik om daai dinge te vra, daai dinge te doen wat ons gewoonlik nie doen nie, gewoonlik nie vra nie. En so met die kort boodskap wat ons vanaand wil deel is eintlik maar iets wat julle al geken het, dalk iets wat julle al gehoor het tevore van yes. Jy sê dit kan seker nie vir hom lekker wees om sy 9de verjaarsdag te vier in gevangenskap nie. Wel, wat ek en Nadine praat net daaroor en sê, ons kan nie glo dit alles in ons tyd gebeur nie. Hierdie gaan ons terugkyk en sê, hierdie het in ons tyd gebeur. Ons is deel, Johan, well done, julle is pas getroud. Ja, ons wil nie weet nie, ons wil nie ons eie afleidings maak nie, maar ons hoop julle het julle tyd saam mekaar geniet. En maar alles wat hier gebeur, die laaste tyd, die laaste week of so, dit gebeur in ons tyd, is een wat ons vir mekaar wel kan sê is, en ons sê dit elke liewe aand sê ons mekaar, is dat ons moet iets weet, is dat dit nog nooit voorheen gebeur nie. So ons almal is hier so vir die eerste keer, ons het vir die eerste keer, Riek is well done, gebraai, dis die perfecte tyd, perfecte geleentheid om te braai. Wel, doen ek gaan met jou stry, jy kan ook net soveel skoonmaak. Ek sê vir my vrou, sy moet nie verwag dat ons elke liewe dag moet spring clean nie, dit moet nie gebeur nie. Dis maar van 'n man se oogpunt af, ek weet nou nie. Maar wat ek verder gaan is om te sê is dat, ons moet een ding weet is dat ons het vir die heel eerste keer, is ons op hierdie plek, hierdie het ons, niemand van ons was al voor nie gewees nie, hierdie is vir ons almal nie, hierdie is 'n nuwe plek waar jy sal bevind. So, glo dit of nie, die mense langs aan jou, die mense om jou, hulle was nog nooit hier gewees nie. Die wêreld was nog nooit in hierdie plek gewees nie.
So, alhoewel ons kan teruggaan in geskiedenis gaan kyk, hoeveel keer het gebeur dat mense in ballingskap, maar ek wil nie, ons moet dink ons is in ballingskap, die ballingskap is iets helemaal anders, dit is praat van slawerny, ons praat van 'n plek waar hulle geforseer is om sekere dinge te doen, so party van ons voel dalk of jy is in ballingskap gesit, maar ek wil vandag weer sê is, ballingskap was jou definisie van lewe gewees, hoeveel werk jy gedoen het. En so ek wil een ding vasmaak is dat ons is nie in ballingskap nie, alhoewel ons op 'n plek gesit het wat ons sê is ons moet ons lewens terugstel, ons moet dalk stop op 'n plek en sê, okay, miskien is hierdie 'n baie goeie plek vir ons om te stop en te besin, wat is die lewe? Wat is die lewe eintlik vir my en jou? Wat maak dit regtig vir my en jou saak? Wat is ons lewens regtig werd op die stadium? So dis alhoewel dit nie 'n goeie plek is om te wees nie, niemand wil die hele dag in sy huis vasgevang wees nie, en ek verstaan dit, en jy wil ook die hele dag in vrees lewe nie, want dis die ander ding, want as ek die sosiale media aansit, as ek die TV aansit, as ek oral waar ek my oë vind, dan kom ek agter dat ons is die hele tyd besig om vrees en paniek te saai oral waar ons kom, die hele tyd paniek, die hele tyd vrees, die hele tyd, en ek vra vir die Here, maar hoe is dit moontlik dat ons die hele tyd, alles wat ek sien, en party mense sê, anders, maar moenie worry, dis net 'n verkoue, party mense sê, hoorie so, dis baie erg, mense gaan dood, en ek verstaan, en daarom wil ek dit nie iets maak wat dit nie is nie. So ek wil regtig waar vanaand net op 'n plek kom en sê, is die woord wat die Here vanaand met ons deel is dat, ek het net 'n skrif wat ons almal ken, is 1 Timoteus, dis 2 Timoteus 1 vers 7, en hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So een ding moet ons vasmaak vanaand is dat ons moet iets besef, dat daar's 'n gees van vrees wat besig is om die wêreld te takel. So die oomblik wanneer daar 'n vrees van vrees is, en die oomblik wanneer daar 'n vrees van iets is, moet ons iets agterkom dat daar 'n gees is van die teenoorgestelde ook. So ons moet iets verstaan van die geestelike riem, daar is 'n gees wat besig is om te opereer, 'n gees van vrees. Want hoekom sê party mense dat dit is, hier is eintlik niks erger as 'n verkoue nie, en ons verstaan waar ons is. Corine, baie welkom, ons is by hierdie plek, Esther, baie welkom. So ek wil vanaand vir jou sê is, dat die oomblik wanneer God sê, hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. So dan beteken daar's 'n teenoorgestelde van die vrees wat God vir ons gee. Die ander ding wat God my nou vinnig herinner is dat in 1 Johannes 4:8 sê, want perfekte liefde dryf vrees uit. So die gees van vrees wat besig om te heers, en waarvan praat ek? Die oomblik wanneer jy die YouTube oopmaak, die oomblik wanneer jy sosiale media op, dan is daar 'n gees wat jou oortakel, 'n vrees wat jou oorkom, wat sê, ek wil nie meer in hierdie ding leef nie. Nou sit hulle binne, nou sit jy binne in jou huis, jy het nêrens anders nie, nou is dit 'n tyd en 'n geleentheid vir jou gedagtes om die hele tyd te snowball, die hele tyd, wat is dit, en die oomblik wanneer jy voel net iets wat snaaks in jou bors, en ewe skielik is jy in vrees, ewe skielik, en God sê, nee, stop, wag, ek het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. So ek wil nie iets maak van dit wat dit nie is, en ek wil ook nie vanaand iets maak wat dit is nie, ek wil vanaand iets net regstel. Ons weet dat daar is 'n ding soos die corona of COVID-19 virus wat daar is. Ons probeer nie as kerk by 'n plek te kom en sê, okay, nee, ons kyk verby dit nie. Nee, ons sê vanaand dat daar is 'n gees van vrees wat opereer, en die oomblik wanneer 'n gees van 'n vrees wat opereer, beteken dit eintlik dat ons sê eintlik vir mekaar is dat daar is nie ruimte vir geloof om te opereer nie. Die oomblik wanneer daar vrees, want dan die twee dinge kan nie op dieselfde tyd in dieselfde plek wees nie. Daar kan nie geloof en vrees in dieselfde tyd in jou lewe opereer nie. Jy kan nie in geloof en vrees opereer nie. So daar's een ding, en jy moet dit vandag verstaan, daar is net ruimte vir een ding in jou lewe op die stadium. So dit gaan of vrees wees of geloof wees. So dit gaan of liefde wees of haat wees. So jy kan nie sê, ek haat met liefde nie, dis glad nie wat dit is. Jy moet verstaan vandag dat twee dinge gaan nie op dieselfde tyd in dieselfde plek in jou lewe opereer nie. So jy moet ruimte maak vir een ding. So wat ons vanaand wil sê is, as God sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, van krag, van selfbeheersing. Nou daai drie elemente van God is eintlik iets wat hy sê, hy is liefde, en dan sê van krag, sy krag, en dan van selfbeheersing om hierdie ding uit te oefen, want selfbeheersing beteken dit iets wat ek en jy kan uitoefen die hele tyd. So alhoewel ons het liefde gekry, ons het krag ontvang, want wat se krag het ons ontvang? Om dit te kan uitoefen. Selfbeheersing beteken dit, dat is iets wat ek my liggaam kan forceer om sekere dinge te doen. Ek kan my geestelike lewe forceer om sekere dinge aan te leer. En nou hier is die ding, die oomblik wanneer mense begin vrees praat, het jy nodig om te sê, stop, wow, ek sien dit vir wat dit is, ek sien vir wat dit is, maar ek wil vandag weer sê, daar is iets wat ek moet vervang, hierdie vrees moet vervang met iets. En die oomblik wanneer ek praat van selfbeheersing, praat ons eintlik van iets wat jy in plek moet sit. Omdat liefde, dit kom van God af. Krag kom van God af. Jy moet dit verstaan. Hy sê,
Alle mooi ding wat hy sê is, the joy of the Lord will be my strength, sal sy sterkte sal my krag wees. The joy of the Lord, wat beteken dit eintlik as ek sê, the joy of the Lord will be my strength? Nie ek sing in halleluja en kumbaya die hele tyd in elk liewe ding wat verkeerd gaan nie, glad nie, dis nie wat die woord daar sê nie. Hy sê die wete wie God is, die wete dat ek weet wie hy is, die oomblik wat ek weet wie hy is, dan beteken dit, dan begin ons 'n ander prentjie van te sien, dit gaan my sterkte begin word. Die oomblik dat ek weet dat God is goed, dat God getrou is, dat God krag is, dat God liefde is, dat God vrede is. Die oomblik as ek sien dat God is hierdie elemente, dan kom ek agter dat in sy diepste wese verander hy nooit nie. Dis een ding wat ons moet vasmaak. God verander nie in sy diepste wese, hy kan nie sy karakter verander nie. Hy is goed. En die oomblik wanneer ek agterkom dat hy goed is, dan sê hy, as ek die wete het, dat God goed is, die wete dat God liefde is, die wete dat God krag is, the joy of the Lord will be my strength. Die sterkte, die wete wie God is, dit sal my sterkte raak. Hoekom? Môreoggend as ek wakker word, dan kom ek iets agter van God, dat hy goed is, dat God se die omstandighede om my bepaal nie waar God in my lewe is nie. Dan begin ek iets, my mind shift, my gedagtes te verander omtrent hierdie ding, dat God sê dat hy goed is. En die oomblik toe ek agterkom dat hy goed is, begin dit sterker te raak, begin ek sterker te raak in my wese, begin ek sterker te raak in my geestelike mens. Hoekom? Want die oomblik wanneer ek agterkom dat hy sal my nie begewe en hy sal my nie verlaat nie, weet ek dat ek fight, elke battle fight ek saam met hom, en ek is nooit alleen nie, en ek hoef nie te worry nie, wanneer ek sterk is hy is nog sterker, ek swak is, sê hy, dan is hy goed. So dan kom ons iets agter van God se karakter, as ek weet wie hy is, dan is dit baie maklik om te sê, hey Here, ek kan vashou in daardie gedagte. En nou sê vir ons die volgende, hy sê, ek het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So hierdie vrees kom nie van hom af nie. Hy sê nie, moenie kyk verby dit nie. Jesus het nooit verby die Romeinse ryk. Hy het nie probeer dit verby dit kom nie. Hy het nie probeer elke keer 'n dowe oor te gooi nie. Dit wat baie keer van ons dink, dat God kyk met 'n ander oog, of God gee vir ons 'n dowe oor, en hy kyk ewe skielik 'n ander rigting. Glad nie. Hy sien dit vir wat dit is. Hy het nie verby die melaatse kom en sê, hey, jy is nie melaats nie. Hey, jy is nie dit nie. Omdat net God hy het nooit beweeg en ons het gestaan oor gepraat dat Jesus was God verpersoonlik. So hy het nooit gekom op 'n plek en sê, o, dit is wie ek probeer mis te kyk en sê, dis nie wat dit is nie. Okay? So ons moet een ding vasmaak. Ons weet daar is 'n virus. Ons weet daar is dit, maar God sê, ek wil nie dit moet jou lewe oorheers nie. Ek wil nie hierdie ding moet jou hele lewe bepaal nie. Ek wil nie hierdie ding met alles wat jy gaan slaap en wanneer jy opstaan, wanneer jy met mense praat, wat ook al, dit moet jou lewe oorheers nie. Dit is waarvan hy praat. Hy sê, ek kyk nie die ander rigting nie. Hy sê, okay, hy sê, die gees van vreesagtigheid, ek het dit nie vir jou gegee nie. Ek het jou gegee van liefde, van krag, selfbeheersing. So nou wanneer ons vir selfbeheersing praat, begin ons iets vir mekaar te sê. Is die oomblik wanneer ek praat van selfbeheersing, sê ek, okay, kom ons kyk of ek en jy, die gedagtes van vrees wat ons saai tussen ander mense, die oomblik wanneer jy 'n gedagte, 'n WhatsApp kry of 'n boodskap kry en sê, daar's nou weer soveel mense dood, en onthou net, as jy nie dit doen nie, en dan as jy nie dit doen nie, as jy nie dit doen nie, en dan wat doen dit, as jy daai gevoel van vrees die hele tyd kry, dan sê God vanaf vir jou, sê, wow, stop. Jy het nodig om selfbeheersing uit te oefen. Wat is selfbeheersing? Kry vir jou skrif en sê, Here, ek het vanaand iets agtergekom. Die wete dat ek weet wie U is, dat U getrou is, dat U die geneesheer is, dat U dit is. Daai gedagtes sal my lewe oorheers. So die oomblik wanneer ek vrees van buitekant af kry, dan fight ek hierdie vrees. Nie om te sê, dit is nie daar nie, ek is nie 'n volstruis nie. 'n Volstruis druk sy kop in die grond en maak asof dit nie gebeur het nie. Nee, ons sien dit wat in die wêreld gebeur. Die kerk sien dit, die liggaam van Christus sien dit. Maar nou wat ons mekaar sê is, dit oorheers nie, of dit bepaal nie my lewe nie. Dit bepaal nie waar God in my lewe is nie. So nou sê ons vir die volgende, nou sê ons, alhoewel ek dit sien, alhoewel ek dit beleef, nou sê ek, maar die wete wie God is genesing, God is vrede, God is liefde, God is selfbeheer, God is. Nou begin ek God se karakter te sien in hierdie situasie, nou begin ek iets agter, dat vrees oorheers dit nie meer nie, vrees oorheers nie, ek is die hele dag besig om my kinders te sê, pas op vir dit, pas op vir dit, pas op vir dit nie, pas op vir dit nie, hoekom? Want God kan beter na hulle kyk as wat ek na hulle kan kyk. So nou begin ek iets agter te kom. Nou sê ek, plaas van om die hele tyd hierdie boodskap van vrees vir almal te deel. Ons weet dit is daar. Ons is nie absurd, ons is nie mal nie. Ons weet dat dit is daar. Maar wat ons vanaand mekaar sê is, plaas van om hierdie boodskap van vrees die hele tyd vir almal oor te gee. Kom ons stop vir 'n oomblik en sê, okay, stop. Maar Here, wat sê U in die situasie? Wie is U in hierdie situasie? Wie is U in hierdie oomblikke? En dan begin ons iets agter te kom. Dan begin ek en iets te snap.
dat selfbeheersing begin by my en jou. Selfbeheersing wat? Selfbeheersing om te sê, stop vir 'n oomblik. Ek sien daai boodskap, maar dit gaan nie meer die vrees op my bring nie. Ek sien dit wat in die nuus aangaan. Ek weet dit is daar. Ek weet hulle sê dit die ergste en gaan nie verby, maar ek weet wie God is. En omdat ek weet wie God is, begin dit my sterkte te raak. That will be my strength. Omdat ek weet, die wete wie God is, begin my sterkte in hom te raak. Nie my eie vermoë, nie my eie krag nie. Omdat ek weet wie hy is. Geloof die hele tyd. En vanaand het party van ons het dalk nodig om te hoor, geloof, dalk is jou geloof niks nie. Vanaand het jy dalk geen geloof nie. Vanaand is dalk jou geloof minder as 'n mosterdsaad. Vanaand is dalk niks nie. Maar ek wil vanaand iets vir jou sê is, God sê vir elkeen 'n mate van geloof gegee, 'n mate so klein soos 'n mosterdsaad. Hy het potensiaal om te groei en te groei en te groei en te groei. En nou wil ek vanaand vir jou sê is, ons sê vanaand as kerk, en kerk praat ek van 4 mure nie. Ek praat nie van die kerk as 'n naam nie. Ek praat van die kerk as die liggaam van Christus. Ons het nodig om hoop uit te gee in die wêreld waar buitekant, maar weet jy wat doen ons? Ons is besig om al hoe meer vrees en hoor gemooi, as jy as kerk nie meer vir die mense kan hoop gee nie, waar gaan hulle die hoop kry? As jy as die kerk van Christus, as die liggaam van Christus, nie eers hoop vir die wêreld waar buitekant gaan gee nie, want jy sit self in soveel vrees, jy sit self so in soveel dinge, wat jy hoop gee, jy's 'n ligtoring, jy's 'n lig wat nie weggesteek kan word, so mense kyk na jou om te hoor, wat sê God, en daar sit jy vanaand hier, en daar staan ongeredde mense oral om jou, en hulle wil net hoor, wat sê jy, wat sê God, gaan dit oukei wees, gaan dit reg wees, is God nog kwaad van mense, het God mense verlaat, wat is die antwoord? Ek het vandag 'n amazing ding gehoor, dat Bybels is besig om uit te verkoop te raak in winkels in Amerika. So hierdie hele ding wat ons sien as sleg, en dis God se woede alles, wil ek vandag weer sê, God dat alles nie goeie meewerk vir die een wat hom lief het, so mense keer terug na hom toe, hulle soek die antwoord, en jy as die kerk van Christus, sit met 'n antwoord, jy as die kerk van Christus, sit met iets, wat binnekant jou is, wat die wêreld na soek, en hier is die ding, as jy die hele tyd doodspreek, as jy die hele tyd vrees bring, as jy die hele tyd die boodskap hier aanstuur, van sê, Tannie Saartjie van daai plek, het hierdie ding nou net vir ek stuur, haar man het nou net boodskap van die dokter daai kan gekry, en daai het die dokter van daar gekry, en daai het dit gekry, en hy het gesê op die einde van die dag, ons almal gaan doodgaan. Is jy besig om die vrees, die gees van vrees, aan te steek aan ander mense, want die wêreld kyk na die kerk om te hoor wat sy antwoord. Alhoewel hulle sê, hulle is ateïs, alhoewel hulle sê dit, omdat nie, daar's 'n lig wat binne kan jou skyn, en daai lig kan ongelukkig, kan jy nie doen nie, en niemand kan doen, want hoekom? Jy is die lig van die wêreld. Hy sê, jy's 'n city on a hill. En die oomblik wanneer jy 'n city on a hill is, beteken, jy kan van ver gesien, wat beteken, mense soek antwoord by jou, hulle soek die lig by jou. En vanaand wil ek jou uitdaag vanaand, as jy dalk vanaand by 'n plek is en sê, Andries, ek is die een wat die hele tyd vrees aansteer, ek weet nie of hierdie oorspronge van hierdie boodskapies legit is of reg is nie, maar ek is die een wat die hele tyd aansteer, stop met dit nou. Die wêreld het nie dit nou verder nodig nie. Die wêreld het nodig om te hoor, wat sê die kerk in hierdie situasie? Wat sê die kerk? Die kerk sê daar's hoop, die kerk sê daar's liefde, die kerk sê daar's geloof, die kerk sê daar's 'n God wat nie kwaad is vir sy kinders nie. Die kerk sê, en dis wat ons moet verkondig. En jy sien, as ek en jy die een is, as ons die oorsprong is van al hierdie boodskapies wat die hele tyd in die wêreld omgaan, en ons dra by tot vrees, gaan ons dit mis. Wat se hoop bied ek en jy vir die wêreld? Wat bied ek en jy vir die wêreld op die stadium? Of is ons maar net die ouens wat verder gaan met die vrees? Verder gaan met vrees. Hy sê ons as liggaam, ons as die liggaam van Christus, het nie 'n gees van vreesagtigheid gekry nie. Ons het 'n gees gekry van liefde, van krag, van selfbeheersing. Ons het nodig om die lig te wees vir die wêreld aan buitekant. Ons het nodig om die hoop te wees vir 'n wêreld wat in paniek is, vir 'n wêreld wat in vrees is. Ons het nodig om die lig te wees. En hoor gou mooi kerk, hoor gou, as dit nie jy gaan wees nie, bly stil. As jy die een is wat jy stop met jou boodskap, is die wêreld, het nie nog 'n boodskap nodig van Tannie Saartjie ergens in Kuruman wat iets gesê het nie. Die wêreld nie meer dit nodig nie. Die wêreld het nodig vir iemand wat hoop gee vir 'n donker tyd waarin ons self bevind. So wees jy die lig daar buitekant en sê, want hier is dit, ek vra maar net, en ek sien dit is in alle geval, ek vra maar net die vraag, hoeveel keer, ek het soveel meer boodskap van mense gekry wat nog nooit ooit 'n goeie ding van God of van die kerk of van die geesbeweging ooit gesê het nie, maar die oomblik toe daar die ramp tref, toes hulle
Facebook-account is amper geovervlaat van al hierdie negatiewe boodskappe. Hulle kan nie wag om dit uit te stuur nie. Wanneer laas het jy iets goeds van God gesê? Wanneer laas het jy 'n skrif van bemoediging vir jou buurman gesê wat die hele tyd vir jou stuur van hoe sleg die wêreld is? Wanneer laas het jy net 'n boodskap, skrif gevat? As jy nie 'n skrif weet nie, vat hierdie skrif wat ek vanaand vir jou gegee het. Hierdie skrif, 2 Timoteus 1:7. Stuur dit vir jou buurman aan. Gaan stuur dit aan vir iemand wat sê, ek weet nie of daar hoop is nie. Ek bevind myself in 'n plek waar geen hoop is nie. En vanaand wil ek iets vir jou sê. Romeine 8, is so amazing. Romeine 8 sê vir ons, hy sê die wêreld wag in afwagting vir openbaarmaak van die seuns en die dogters van Romeine 8:22, as ek nie mis dit nie. Die wêreld wag in afwagting vir die openbaarmaak van die seuns en die dogters van God. En hoor gou mooi, in die donkerte donker. Een lig is nodig om te skyn, om alle donker uit te dryf. As jy my nie glo nie, vanaand as jy in jou kamer gaan lê, sit die lig af, laat dit pik donker is. Hier in Witbank beleef ons het redelik meer as ander ouens, ons het baie keer meer donker as baie ouens, as gevolg van Eskom, maar die oomblik wanneer jy lig afsit, dan sit jy lig af vanaand, en dan sit jy lig aan, dan kyk jy dat daar een gloeilampie, kan daai hele vertrek verlig, een keer, net vir een keer, stop daai boodskapies, stop hom in daar waar jy hom kry, en begin vir mense die lig vir die wêreld aan te stuur, begin vir hulle hoop aan te stuur, begin vir hulle by 'n plek te kom wat hulle hoop weer kry in hierdie donker tyd. Jy's die kerk, jy's die lig, jy's die sout. Mense soek flavour by jou, mense soek 'n antwoord by jou, mense soek dit by die kerk van Christus. En die slegste plek waar die kerk homself kan vind, as jy die een is wat die hele tyd die donkerte aanstuur, wat jy die hele tyd vrees bring by ander mense. Stop met jou boodskapies. Begin die woord van God uit te kry. Dis wat vir ons nodig het, dis wat die kerk nodig, dis wat die wêreld nodig het. Die openbaarmaking van die seuns en die dogters van God. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken 'n donker wêreld. As jou lig begin skyn, is jy besig om geopenbaar te word as 'n seun en 'n dogter van God. Die wêreld wag vir jou, die wêreld wag vir my, die wêreld wag vir die kerk om verby 'n naam te gaan, verby hierdie dingetjies te kom van wat ons onsself die hele tyd inkamp. En die wêreld wag vir jou as 'n antwoord te bring in 'n donker tyd waar die wêreld homself bevind. Ek hoop jy het vanaand die woord gevat. Ek hoop regtig waar jy kan by 'n plek kom wat jy net 'n skrif deel. Hoor gou, as jy nog 'n skrif soek, 1 Johannes 4:18. 1 Johannes 4:18. Hy sê, want perfekte liefde dryf alle vrees uit. Perfekte liefde dryf alle vrees uit. En vanaand wil ek vir jou sê is, as jy lief is as jy begin lief is vir mense, begin Christus vir hulle wys, moenie hulle ophou met vrees nie. Sê ons vandag vir jou, daar is nie die COVID-19 is nie, ons is nie onnoosel nie. Al wat ek vir jou sê is, we do not operate out of a spirit of fear. Ons is die kerk van Christus, ons is die oorwinde bruid van Christus, ons stap in oorwinning. En wat vandag vir jou sê is, mag hierdie die boodskap wees, wat jy van môre af in jou huise gesin begin sit. Ons verstaan daar is sekere dinge, en ek wil vandag vir jou sê is, en ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek wil vandag vir jou sê, wat van as dit nog, as die getalle nog opgaan? Wat gaan jy sê? Of gaan jy sê, nou is dit verby? Of gaan jy by 'n plek om sê, Here, maak nie so, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, nie, Here, U sal my nooit ooit begewe en nooit ooit verlaat nie. Here, hier is 'n plek, hier is 'n oomblik waar Christus my hand vat en my deurvat. Dis wat vir die wêreld nodig het. Dis wat die wêreld nodig het vir 'n kerk wat opstaan. Ons hou self nie onnoosel vir 'n klomp dinge nie. Maar wat ek wel sê is, ons stap in oorwinning. COVID-19 bepaal nie waar God in jou lewe sit nie. Vrees bepaal nie waar God in jou lewe sit nie. God het een belofte gemaak. I will never leave you nor forsake you. Never ever. Anders maar weet, ek kom van 'n land af waar COVID-19, ons was in 'n gevaarsone gewees. Vandag iets vir jou sê is dit. God sê, nie Tannie Sari van Ernst of Tant Lientjie van sy profetiese woord van 2019 of 2018 het gesê, ons praat nie van dit nie. Ons praat van wat sê die woord van God. Die woord van God sê, I will never leave you, I will never forsake you. Even though you go through the valley of death, I will not leave you. Mag jy die woord 'n woord wees van bemoediging, mag jy die woord vat, mag jy môreoggend opstaan, by jou kinders 'n nuwe boodskap, of jou man of jou vrou dalk 'n nuwe boodskap bring, dalk vir Tannie Saartjie of Tannie Lientjie, of wie ook al dit is, dalk 'n boodskap bring van bemoediging, sê, dis nog nie klaar, totdat God gesê, dis klaar nie. Miskien is die wêreld nog nie klaar, totdat God gesê, dis klaar nie. En jy sien elke liewe een van ons,
die gees van oorwinning in ons gekry. Die oomblik as jy die gees van God ontvang het, het jy die wêreld reeds oorwin. Ek gaan dit los hierso. Ek dink ek nog so baie om te sê, maar ek weet my tyd is kort geknip en ek hoop julle die boodskap geniet. Ek wil net sê, voordat ek vergeet, asseblief stuur in julle gebedsversoeke, stuur vir ons 'n direkte boodskap. Julle kan selfs op hierdie ook comment. Ons bid saam met julle. Ek weet, as julle weet van iemand wat dalk 'n nood het ergens, dalk finansiëel, dalk met kos, dalk 'n blyplek, dalk so iets, ons wil graag help, ons wil ons hande oop, maar ons wil kyk of ons kan help, daar waar ons kan help, ons sien ons gaan almal kan help nie, maar een persoon wat ons kan help is een minder, wat hoef te suffer in hierdie tyd, so asseblief, ek vra van my en ons hele familie en ons hele kerk se familie, vra ek vanaand, is dat, as dit jou moontlik is, en jy weet ook van iemand wat sukkel in hierdie tyd, asseblief, laat weet ons, as jy dalk wil iemand met saam met jou bid, iemand met jou dalk kontak, asseblief, ek vra jou mooi, kom ons bid saam, ek wil jou hand vat, ek wil saam met jou bid, dalk nie jou hand vat nou nie, profeties jou hand vat, en ek gaan saam met jou bid, maar stuur asseblief julle gebedsversoeke, en as julle weet van iemand in julle omgewing, kom ons doen dit, kom ons wees as familie, kom ons breek die kerk se mure af, en ons sê, Here, hoe kan ons die gemeenskap optel, hoe kan ons die gemeenskap intrek, en dan, net so op 'n ligte noot, julle kan my direk boodskap, daar is ook 'n WhatsApp nommer wat julle die gebedsversoeke kan insit op hierdie Facebook bladsy, en dan net nog 'n laaste ding, dan in die week het ons 'n paar nuwe dinge wat ons wil kom implementeer. Ons gaan in hierdie week gaan ons 'n familieaand hê, as julle reg is met dit, dalk 7uur Woensdag aand, nie dalk nie, 7uur Woensdag aand het ons 'n familieaand, lekker pryse om te wen. Ek weet op die stadium jy prys nie dadelik kry nie, jy prys kry as jy uit jou huis uitkom. Dan gaan ons dit saam met julle doen. Ons gaan so 'n bietjie van 'n, ek wil nie te veel sê nie, kom skakel in, ons gaan van 6:30 af, gaan ons begin oopmaak, en ons wil hê jy en jou hele gesin moet saam kom deelneem. Daar's lekker pryse, daar's so lekker vol ete by Spoor, wat jy eet net wat jy wil. Ons sal dit reg kry, en die volgende is ook, ons gaan so 'n bietjie, ek wil nie sê, kom ons noem dit 'n huweliksverrykings, ek mag nie sê 'n kursus nie, maar huweliksverrykings, paar sessies hê, wat ons vir jou en jou man of jy en jou vrou dalk gaan julle kan saam kyk. Ons gaan dit doen, ons gaan dit gewoonlik in hierdie tyd ook doen, so 4 aande gaan ons dit doen saam met julle. Dit gaan nie heavy wees nie, dit gaan eintlik lekker dinge wees wat jy in die aande saam met jou vrou op die bed kan lê, saam met jou man op die bed kan lê, en julle kan net vir mekaar 'n paar dinge vra, en julle kan julle notaboekie saambring, en julle kan 'n paar vrae neerskryf, en julle kan selfs vir ons 'n paar vrae vra. Ek en my vrou sal saam sit, en ek sien ons het al die antwoorde nie, ons gaat nie wat ons sê nie, maar kom ons maak dit van, ons is vasgevang in jou huis, en ons kan net wel die beste van daai saak maak. So Woensdag 7uur is daar 'n familieaand, ons sal dit môre aand weer afkondig, ons sal dit weer 'n keer doen, ons sal al die reëls en alles vir julle deurgee, dat almal 'n regte staart hê. Ons gaan, ek sal byvoorbeeld myself uitsit, my vrou mag ook nie deelneem nie, so ek vra julle mooi, wees deel daarvan, is 'n lekker prys, ons kan dalk nog meer pryse, man, ons kyk wat kan ons doen, is dit reg, en dan volgende week weer dieselfde, maar ek dink dit gaan exciting wees, ons sal julle op hoogte hou van alles wat ons in hierdie tyd doen. Ek hoop julle het 'n wonderlike Alexander, ek is bly om julle te sien, ek jammer, ek praat so 'n bietjie uit my beerd uit, en ek praat so uit, ek sien julle name nou, is lekker om van julle te hoor, ek hoop die Kaap is great, en ek hoop julle het 'n wonderlike aand, wees geseënd, en ek wil net Vader, mag ek kom, en Vader, net elkeen wat onder die aanklank van hierdie woord is, Vader, mag hulle geseënd wees, Vader, mag ons op 'n plek kom, Here, wat U glorie kry vir alles wat ons sê, wat ons doen, Here, Vader, ek wil geen glorie aan my kant toe bring, Here, Vader, mag U die middelpunt wees van alles wat ons doen, Here, in die middel van waar ons osself bevind, in die middel van hierdie lockdown waar ons osself bevind, Vader, mag U die fokuspunt wees nog steeds van elke liewe gesin, en van elke liewe persoon onder die woord, Here, ons kom seën hulle, Vader, wat ook al seëning hulle vandag sien as 'n seëning, Here, Vader, mag ons dit vir hulle kom toewens, mag ons dit vir hulle kom bid, Here, in Jesus se naam. Amen. Julle moet 'n geseënde dag hê. Sien julle môreoggend 10:15 het ons 'n diens. 9uur tot 10:15 kan jy aanbid in jou eie tyd, in jou eie plek. Maak dit 'n familie ding as jy wil. Sit jou worship musiek aan jou huis. 10:15 sien ons julle, en ons gaan so 'n wonderlike kragtige boodskap hê. Kan nie wag om julle te sien nie. Be blessed, julle lekker aand. Bye.